Kom ons loof hom. Kom ons loof hom. Kom ons sê vir die Here. Terwyl alles so donker is en terwyl die dinge daar buite so belyk asof dit ons einde wil beteken. 'n Pastoor stuur vir my 'n snit en hy sê, kyk bietjie hierna. Daar buite in die weste, die ooste, is daar 'n man wat opgestaan het. En hy het gesê, ek is die rede. Ek is die opvolger op Jesus Christus. Ek kom in die stam van Juda. Ek kom ook in die stam van Islam. Met AI, met artificial intelligence, kan hy wonderwerke doen. Hy roep mense van die dood en hulle staan op. En die mense juig hom aan en die Messias is hier. En die kerk van die Here vra, wat op aarde is besig om te gebeur? Onthou jy nie in Openbaring die Here sê, hulle gaan kom, Matteus 24? Hy sê, hulle gaan vir jou sê, die Christus is daar. En jy sal loop en gaan kyk. Dan is dit nie hy nie. Hy sal die dade doen van hy wat die Messias is. En die mense wat nie geestelik is, sal hom aanroep en sê, Rabbi, sy naam is Jesus. Sê bietjie saam, Jesus. Koning Jesus, noem net sy naam. Koning Jesus, ek loof die naam. There's only one strong enough to save. Only one who overcame the grave. Only one is worthy of all praise. In his hands, he of death and hell. In his hands, a power that can heal. By his blood, our sins are washed away. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Wonderful Counselor, Almighty God. Nations kneel and glorify the Lord. Help the earth tremble for his comes. He will judge the living and the dead. Son of man, coming on the clouds, trumpets sound, every knee will bow.
His Counselor, His mighty God, the Prince of Peace, omnipotent, He's wonderful, He's radiant, the Almighty God, His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Wonderful Counselor, Almighty God. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Wonderful Counselor, Almighty God. Oh, He's wonderful. Oh, God, He's wonderful. Lamuna Santa Lamandere Gesira Mandela. La Suresta Mandela Sabahane. La Sikire Gestira Mashano Manane Delista. Ons wil die Heer genaamd, kom kijk. Ons wil die Heer genaamd, want aan U komt heel die lof, die eer, die aanbidding. Die is die opstanding in die leven. Dat is niks wat met die levende God begeleid kan worden. Groot en machtig is die naam van Jesus. Groot en machtig is die naam van Jesus. Groot en machtig is die naam van Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Rostra destra mando, ramasine dende. Loop die naam van Jesus. Jy sê vanmorgen, my magistraat gestoot. Wat gaan met jou aan vanmorgen? Sy naam is Jesus. En weet jy wat, wanneer ek sing oor Jesus, dan begin die dode ryk en die donkerte so te beweeg. Die moment toe ek praat oor die antichrist, het jy die statistieke, die statiese gevoel en die huis gevoel, asof ek dood oor die huis van God verkondig. Want ek vertel oor die dade, die weldade van die vyand, wat besig is om voor jou oë oop te rol. En die mense wat nie glo dat Jesus gaan kom nie, jy het 'n verrassing wat op jou wag. Selfs die mense op livestream, wat hulle eie opinie het oor die wegraping en wanneer gaan dit gebeur en is dit gaan gebeur en wanneer, het dit al gebeur of gaan dit nog gebeur, het 'n verrassing. Want die vyand is nou besig om vinnig sy show te wys, so die kind van God kan weer begin te besef dat die realiteite van die tyd is op ons. Amen. Come on, come on. Kom ons doen dit nog een keer saam. Almal se hande hoog in die lug. Eerbaarheid vir hom. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Wonderful Counselor, Almighty God. His name is Jesus. Say it, say it. His name is Jesus. His name is Wonderful Counselor, Almighty God. His Counselor, His mighty God, the Prince of Peace, the omnipotent, He's wonderful, He's radiant, the Almighty God. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Wonderful Counselor, Almighty God. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Wonderful Counselor, Almighty
Jesus. His name is Jesus. His name is Wonderful Counselor, Almighty God. Lord, you are wonderful. Praise him, praise him, praise him. Praise him this morning. Can I some Ronesh te biasto? Die stel is goed om julle twee te sien. Die Here seën vir julle vanmôre. Terwyl ons in die atmosfeer is van die Heilige Gees en die werking van God. Terwyl jy dink aan wat ook al wat die sware was, wat ook al die rede is of wat ook al gebeur het, die geleentheid gee om ons midde iets te doen vir iemand om jou. Sê Here, wil jy nie die persoon wat langs my is, wat voor my is, wat agter my is, aandoen met aanraking vanmôre. Dat ons die atmosfeer verander in hierdie huis en sê, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Oh, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to
Jesus. For you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb who sits on the throne. For you are holy. Are you Lord God Almighty? You're the one that sits on the throne. Worthy is the Lamb. He's come my grace to my heart. For you are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Praise Him. Worthy is the Lamb. God knows the name. For you are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? In our soul, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Is the Monday. For you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. 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 Kom ons gee die Here 'n kans om met ons te praat. Yesu tutarabaya sona maya katiyo keta yomo kasido ta entoriate. Thank you. Hemel Vader, ek aanbid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige trooster, ek verdien U. Ewe sal ek U naam verheerlik. Hemel Vader, ek aanbid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U.
die koning van die Jura. Ons sê amen, aan die koning van die Jura. Amen, amen, aan die koning van die Jura. Amen, 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 kom kijk, so sal dit wees, amen, amen. Wat was en is en wat gaan wees tot in ewigheid, ons loof sy heilige naam. Maranatha. Maranatha, dit is waar, hy kom weer, hy kom gou. Wanneer ons luister, wat die Bybel verklaar en ons, dankie sister, en ons sien wat die woord van God sê vir 'n tyd soos nou, dan besef ons gou dat die Here Jesus is die rede hoekom ons by mekaar kom. Halleluja. Ek wil net vir John en vir Monique sê, staan saam met ons. Hier is een van ons eerste kinders terug van Oorsee. Kom gee vir hulle 'n handeklap. Ek raak so opgewonde as ek hoor die kinders gaan geld maak oor die see. Ek sê dit is die regte ding om te doen. Mag die goedheid en die guns van die Here swaarlik op julle is. Amen. Hy doen al reeds, ek weet, maar hy gaan nog meer doen, want julle is gefokus. Amen. Goed om jou te hê saam te hê, en dan Sister Mary, wil jy nie opstaan nie, eers like Sister, jy was baie lank langs die siekte, nie omdat sy gebou het nie, omdat sy genees het nie, sy het ons verlang, maar sy kon nie in die bed uitkom of iets, ek weet nie wat dit gebeur. Dat stem nie, maar dankie Here vir genesing, die wonderlike naam van Jesus. Amen. Is daar iemand anders wat ek wil verwelkom vanmorgen? Ja, my oom menses. Okay, die oom, ons het hulle gesien, maar baie welkom, staan bietjie saam met toe, staan met bietjie saam met, ons geef vir hulle ook 'n handeklap. Ons vriende vanmorgen, wil julle nie staan nie, asseblief. Ons geef vir 'n handeklap saam, ek het nou 'n bietjie gehoor, hulle ook, en dan so ook, dankie vir my dogter, wat saam met ons hier is vanmorgen. Ek begin al meer van hulle besoeke kry, so, maar ook maar na hulle dad, maar my skoonseun is op die golfbaan, en ons het 'n geleentheid vanmorgen, om saam met my dogter dan hier in die huis van God te wees. Is die Here nie goed? Amen. Ek sê, is die Here nie goed? Amen. Wie is opgewonde oor die Here? Halleluja. Is ek opgewonde? Ek is een van die Here se, hallo Adina, by wat het jy gekom? Jy het nie. Kan ek jou skiet, want julle ook daar agter, kom, seëninge vir julle, my broer, welkom. Wat is die huis van God? Welkom hulle is. Wanneer die huis van God begin te besef, dat ons rede, hoekom ons by mekaar kom, is om die Here te kan loof en die Here te kan aanbid. Amen. Wanneer ons tot die besef gekom het dat ons liedjies is nie gekies volgens smaak nie. Die liedjies is gekies volgens die rigting waarin ons beweeg die maand. Jolande doen die uitsoek van die musiek. Ek bel haar nie. Ek sê nie beteken doen absolute, maar van tyd tot tyd praat ek en Jolande nooit oor die musiek nie. Omrede, ek vertrou ons is een gees. Een Heilige Gees werk in ons midde. So sou jy sê, jeugpastoor, kan ons nie daai lied doen nie. Op die dinsdag aand oefen die band, maar ek seker ons kry die musiek voor die dinsdag aand, en ons sal probeer om jou liedjie te doen. As ons dit nie in een week gaan doen regkry, is ons die volgende week reg.
By ene van die tyd gaan ons jou liedjie doen. Amen. So die samevoeging tussen die gemeente en die band moet een wees. As ons klaar gespeel en ons klim af die Here kan sê, prys die Here. Ons was in die hemel so 'n rukkie vanmôre. Ek het ervaar die gees van God was daar. Yes, amen. Maar as daar 'n kritiese gees in jou is, sal jy nooit 'n aanraking van die Here kry. Want nie een van daai liedjies behels die pastoor of die band. Elke liedjie praat oor die Here en oor die goedheid en die guns van die Here. Natuurlik het jy 'n smaak van musiek, maar gaan koop er op 'n CD. Dan kan al jy jou eie musiek speel wat jy wil musiek speel. Kry op 'n CD, luister op 'n CD, ek doen op 'n CD. Dat is baie goed by ons, ek luister na nog 'n robbe musiek. So, ek speel in my kar my musiek. Dankie vir die amen. Baie dankie. Want mense sê, so wat se musiek luister jy? Jy sal nie na my musiek Raymond. Mense sal nie na my musiek luister nie. Want ek is gebore in die era waar die gitaar 'n lewendige ding was. Ek kom met 'n lewendige agtergrond. Ek kom met 'n dispensasie waar die Here prys, wat jy nie wat sê eventually, jy prys hom. Jy prys hom wat uit jou gees uitkom. Jy weet as hy dink soos dit, praise the Lord, dan wil ek dit doen sonder om gebind te word. Amen. Saam met hom. Amen. Maar wanneer ek dit wil doen, dan wil ek die Here prys in my kar, ek my windscreen spoelspoeg maak. Ek lei dan sê vir die Here, ek het jou lief, Here. En ek is weer in die kar. Maar op ben, ek kry die ou janks my jammer. Maar hy kyk vir my en sê, joh, daai ou is nie lekker. Is nie lekker. En vader, as ek en my vrou oomblik met die Here het, dan is daar smut en trane in een sitplek en een plek, ek prys die Here, want hy is groot. Sê die mense, die helse fight. Die mense raak kwaad met mekaar, check hy ou. Kyk sy heilig, kyk hoe wit is hy in die gesin. Dat hy hekse fight in die kar. And all we're doing is praising God. Amen. Praising God. Gister in Wimpy, die vrou wat ons bedien, kom staan daar langs die tafel. Sê, wil nou loop. Ek sê, kom skaf jou bid. Just drop a bit of salt, net so. En jy Wimpy. Oral waar jy kom, drop net so 'n bietjie sout. Dit help nie, ons is hier opgecharge, ons is hier uitloop, ons is opgecharge, backtrack, stap ons weg en ons is opgecharge, en kom by die plek aan, wie die mense nie ons vir die kerk. Ja. By die apteek, kry jy pilletjies, wat by jou lewe kan byvoeg. Morning Love Stream, die Here seën vir julle vanmôre. Die Here het iets vir jou vanmôre. Ons gaan na die granules toe en dan kyk ons al die vitamines wat vir ons lange lewe gaan gee. Almal wil lank lewe. Ek sê almal wil lank lewe, almal wil lank lewe, lange lewe. Die expectancy is 75. Jo, maar weet jy wat, partykeer wonder ek, dis die Here, dit lyk vir my, die mense word ouer en ouer en ouer, ek sien 94, 96, 100, 105, dan die Kaap, dan die Kaap, maar dit word 120. Nie in die Kaap. Jy kan nie hier word. Jy word net in die Kaap, so, want hulle kom van Katinia af, en hulle kom van die plekjes af, waar niks gebeur die hele dag nie. En dan sê die oom, ek is 119. Sy voorkop en sy ken raak mekaar. En dit is moeilike jare wat voorbij is. Maar ons wil langer lewe. Mense wil lang lewe. Dat is fout om lang te lewe. Maar dit is 'n probleem as jy dink dat jy gaan ewig hier lewe
probleem as jy nie gedink het aan die namaals, die hiernamaals, ek kan nie daai woord gesê nie, die hiernamaals nie. Mense sukkel om daaroor te dink, want jy sien, dood is nie populêr by lewende mense nie. Dood het sy eie groep. Dood het net daai groep mense wat kan verstaan, ons tyd is verby. Eternal life, of die ewige lewe, is meer as net 'n ewig om ewig te lewe. Dit is 'n kwaliteit van lewe wat begin by die oomblik toe ek in die Here Jesus geglo het en volhard vir ewig. Hy sê, met ons verhouding met 'n God en as Vader en sy Heilige Gees, het ons die ewige lewe. Kan ek iemand sien wat sê, dank die Here vir ewige lewe? Amen. Kan ek sê dat jy al gedink dat daar is 'n ewigheid waar jy vir ewig by die Here kan wees? Is dit 'n gedagte wat kort by jou opkom, dat as ek vandag sterwe, dat ek die ewigheid by God gaan wees? Yes. Dan moet 'n denke begin te kom by die kerk van die Here Jesus, wat glo dat hy kom op die wolke om jou te kom haal, dan beter ons 'n gedagte kry dat eternal life is not just a place, it's an existing place that God has given you in Christ. So die dag toe ek ja sê vir Here Jacqueline, het ek vir die Here gesê, ek gee my lewe vir jou, Here, ek gee my lewe vir jou, Here Jesus, ek gee my lewe vir jou, en hy sê, ek het vir jou die ewige lewe kom gee. Prys die Here. As jy dankbaar wil wees, jy kan jou hande opsteek en net ons sê, Here, dankie. Yes, Jesus. Dankie reg oor hierdie plek. Daar's 'n plek toeberei vir my. In Kronieke 29:15 says, or 15 says, for we are aliens and pilgrims before you. As you were to our fathers, our day on earth are as a shadow and without hope. Filippense 3:20 sê, want my burgerskap is in die hemele. En waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. There's an expectation dat ek die ewige lewe, dit is geen nou die twee die mekaar, maar hemel en die ewige lewe. Hemel is die plek waar jy heen gaan. Maar as jy vandag sterf, jy gaan hemel toe, maar jou gees gaan vir ewig lewe saam met die Here. Weet jy hoe lank is ewig? Kom ons hoor gou op wat sê die woord van God. In Johannes 17:3 begin hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Die enige waaragtige God en Jesus Christus, wat U gestuur het. Dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Hoofletter, kyk daar, hoofletter, dat hulle U ken. Die kwalificering vir die ewige lewe is dat jy die Here Jesus ken as jou saligmaker en jou Here, en jy pas jou ewigheidslewe toe in Christus Jesus. Amen. Dan gaan hy verder en hy sê die volgende, hy sê, die belangrikheid van die aarde is nie ons lewe nie. Die belang van hierdie aarde is nie ons lewe nie. Want ons is net deurgangers van hierdie aarde. Hierdie is nie ons permanente woning nie. Ons permanente woning is by God. Maar jy sal sien hoeveel tyd ons spandeer om hierdie aarde gemaklik te maak, die aarde bestaansreg te gee in my. Maar ek weet dat wanneer ek sterf, vat ek niks saam nie. Ek vat nie 'n rand of sent saam nie, maar wat ek wel saam vat is wat jy op aarde is. Ek my bemoei om met mense te bereik. Nou onthou nou dat verlede week se preek het gegaan oor ons is nie almal dieselfde. Hallo? Onthou, ek het gesê daar's mense wat kan praat, daar's mense wat kan wegkyk.
Dis mense wat weghardloop en jy sê, "Boom!" Dan stik hulle bors groot en weet, daar's sulke mense. Dis ander mense sê, "Boe, dan sê, wat bekeer jou man?" Dis ander mense sê, "Boe, dan sê, hey, ek sal vir jou 'n klap gee." Dis verskillende chilies en verskillende pakke. Maar nie by hierdie gemeente. As jy jou vinger in 'n 22 plat druk en hy sê, die een nou sê, "Eish man." Die ander sê, "Piep, piep, 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 piep." Want dis in sy karakter. Die ander is kop by plak en jy nie sê plastic trek. Ons is almal verskillend. Maar die ewige lewe het nie 'n bracket van A, B en C. Dis in Christus, dan finished. Daar's nie 'n kategorie van die ewige lewe nie. Die ewige lewe is in Christus Jesus, dan finished. Nou, hede, gister, tot in ewigheid. Wanneer hy gesê het, ek is in jou en jy is in my, jou ewige lewe het nie 'n aardelike erkenning nie. Jou ewige lewe het 'n ewigheidsbetekenis, dat God het gereken dat hy vir jou 'n ewigheid gegee het in Christus Jesus. Amen. En ek is beslis opgewonde daaroor, want ek het 'n plek. Ek gaan vir ewig lewe. Jy gaan vir ewig lewe. Weet jy hoe lank is ewig? God sê ek verbyder jou sonde, sowel as van die ooste na die weste. Ek dink nooit weer aan jou sonde. Hoekom? Want ek het vir jou 'n plek voorberei. Dat wanneer jy hier die aarde jou einde is, begin jou lewe eintlik in die ewige lewe saam met God. Ek gaan net sê wat ons burgerskap is in die hemele en waar ons ook as 'n verlosser verwag die Here Jesus. Ek gaan net sê die belangrikheid vir die aarde is nie ons lewe nie. Hierdie belangrikheid vir die aarde is nie, hy sê dit is 'n ewigheid saam met God. Altyd en vir ewig. Saam met God. Adam, waar is jy? Adam, ek het gekom. Want ek het 'n plek vir jou, Adam. Ek wil kinders hê, ek wil 'n huis vol kinders hê. Ek wil 'n familie hê. Adam, waar is jy, Adam? Adam sê, vet. Here, ek is gediskwalifiseer. Hoe weet jy dat jy gediskwalifiseer is? Here, want ek is naak. Adam, wie het vir jou gesê dat jy naak is? Adam, het jy iets gedoen wat teenstrydig is met dit wat ek gegee het? Ek het aan jou die ewigheid beloof. Ek het aan jou gesê dat in jou saad sal daar voortbring en daar sal lewe voortgesit word. Jy kan multiply en jy kan die aarde besit. Wat het jy gedoen, Adam? Hy sê, Here, ek het teen die hemel en die aarde gesondig. Maar hy het nie dit gesê. Hy het gesê, die vrou wat jy my gegee het. Eshma. Hulle vrouens. Plaas hy net gesê, Here, ek het teen U gesondig. Ek het geluister na my vrou. Hy moes nie dit gesê nie. Die vrou sê, nee wat, kom ek vertel jou, so wat is dit bad? Jy weet wat ook, ek sê jy vertel, ek gaan gou vir jou uitblijf met die aangaan. Die vrou is president, ek gaan net gou vir die uitsorg, Here, ek gaan net gou vir jou sê, want ek sê nou vir jou. Wat hier gebeur, daar is slag. Kom hier, heb je weg, Afrikaan, daar heb jy die slag. Die laaste Adam kom, sy naam is Jesus. Hey man, ek wens ons kan die besef kry wat in Jesus
se doel was. Wat was Jesus se plan? Of wat was God se plan in Jesus Christus? As ek en jy dit kan net vir 'n oomblik kan verstaan en sê, Here, ek dink ek verstaan dat in Jesus Christus wil U ons almal saam met U in die hemel hê, want ek het nou nie weer gesê, ek sê dit weer, as jy Openbaring 5 lees, dan hoor jy van die talle duisende mense wat na die berg op wat voor God gaan staan en aan God al die lof uitgee. Dit kom uit Openbaring, van Openbaring 4 na Openbaring 5, waar hy gesê het in Openbaring 4, ek gaan jou wys hierna wat gebeur het. En dan wys Openbaring 5 waar hierdie talle mense voor God staan en God te beëer en God te aanbid. Maar daar het iets drasties gebeur, die feit dat Jesus na die kruis toe gegaan het, die volle prys, sy bloed gestort het, sy lewe neergegee het. Hy gaan die hantering van die soldate, hy word mishandel, hy word gebreek, hy word geslaan met 'n sweep, hy word as 'n leenaar toegeken, sy baard word uit sy gesig uitgeplak, 'n kroon dorings is op sy kop gesit en ingestamp, sodat hulle moet weet daar met bloed tot oor sy kop kom. Waarom? Hy is die hoof. He's the real thing. Daarom sê Hebreërs 1, as hulle geweet het wie hulle kruisig, sou hulle dit nie gedoen het. Want nou kan ons in hierdie dag deur die Allerheiligste in te kan beweeg en vir God kan sê, Here, sal U my onthou? Sal U my onthou? Here, sal U my onthou? Ek kom na U toe, ek kom met 'n gebed, maar Here, wat geen uitwerk het nie, maar ek is toegelaat deur die bloed van Jesus, is ek toegelaat in die Allerheiligste, waar ek U, Here, kan aanspreek as my Vader en my Here, my God en my Helper. Die voorhangsel skeur en God uitgeklim agter die voorhangsel uit. En hy het gekom, dan gaan hy weer, Here priester, ek kom na die mens toe. Ek kom jou aan. Nou kan ek verstaan, hoe daag God op, nadat Adam gesondig het. Hoe daag die Here op by 'n gevallende mens en kom sê, Adam, waar is jy? Maar ek mis jou kommunikasie, ek mis ons gemeenskap met mekaar. En hy gee vir Adam die geleentheid om sy situasie te verduidelik. Want Adam is die eerste ewige lewe kind van God kon wees. Maar die laaste Adam kom en hy bring vir ons die herstel, sodat Romeine 6, 22 en 23, en nou dat julle vrygemaak is van die sonde en die diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe kom klapande. Hy sê wat? Hy sê ek is vrygemaak. Ek is vrygemaak is van die sonde en die diensbaar geword het aan God. Het julle die vrug van heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here, prys hom. Vry van die veroordeling. Hy sê voorwaar, Johannes 5:24, voorwaar ek sê vir julle wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het. Hy sê het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood. Hy sê oorgegaan uit die dood in die lewe. En die lewe in wat? In Christus Jesus. En daarom is ek bestem dat ek in die ewigheid saam met God gaan wees, vir ewig en ewig en ewig en ewig, gaan ek by wat? Gaan ek by die Here wees. Amen.
Maar ek kan sien almal is so opgewonde daaroor. Almal is so strydvys en double-minded. Weet nou nie waarvan praat hy nou nie. Daar's 'n ewige lewe wat wag vir die kind van God. Yes, amen. Johannes 6:47, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Amen. Alle wat in my glo, het die ewige lewe. Kompliseer ons nie die eenvoudige boodskap van die redding van Jesus Christus? Nadat jy met die ou gepraat het oor die kruis en oor die vergifnis van sonde, dan loop jy weg en sê dat Jesus, hy is baie probleem. Want nou wil ons hom skoonmaak, hom skoon was, ons wil hom totaal en al verander, hy moet nou word soos ons word, plaas om 'n tydjie te gee dat die Heilige Gees self met hom werk. Hallo vrouens. Jy weet my man, nee, my man, ja jou man. Jou man is steeds, hy is soos 'n donkie. En hy is so gemaak. Die Here het hom so gemaak. Sê vir my, die Here het hom mooi gemaak. Hallo vrouens, sê, die Here het hom mooi gemaak. Die Here het hom vir my gemaak. En hy is so steeds soos 'n donkie, dis waar. Maar hy is deur die Here gemaak. Hy is nie gemaak vir die kleine smaak van vrou nie. Want jy moet 'n steekse donkie vir 'n man hê om met 'n cheeky vrou te kan werk. Want jy sien, 'n man deponeer baie swaar. Selfs as die Here met hom praat, kan hy nie hoor nie. Want hy is so steek soos 'n donkie. Hy kan alles onthou van gister en eergister. Maar dit kom by geestelike sake. So die is te veel vir my. Dan moet te veel verandering kom voor ek kan verander. So maar moet mooi luister. Jy het ewigheid by God bekom, omdat hy jou lief het. Nie omdat jy so smart is nie. Nie omdat ek so smart is nie. Ons het genade en ewigheid by God bekom oor sy liefde vir die mensdom. Die Here wil by jou kom stil staan. Die Here wil hê jy moet kan verstaan wat beteken die ewigheid vir jou. Dat daar 'n ewigheidslewe verwagting. Dat hierdie aarde jou nie toebind nie. Dat die aarde se nes in jou kop kom sit om soos hierdie aards te wees nie, want jy is nie 'n inwoner, jy is net 'n deurganger deur hierdie aarde, jou ewigheid is by God. Yes, amen. So beplan jou lewe na God se weë toe, want waarom? Want jy gaan die ewigheid saam met God spandeer. Ja, maar jy weet, al die dinge, jy spandeer 80 jaar van jou lewe, om al die dinge hier reg te kry, eendag is dit verby, en al die goed wat jy beplan het hier, kom die kinders verby en sê, ek wil nie dit hê, ek wil nie sy meubels hê nie, ek wil nie sy tools hê, ek wil niks van hom hê nie, want ons hande weer, ons is 2025 kinders. Wat wil ek hê met 'n 1958 model? Hoor jy, ek gaan my skoene vir jou gee, papa se skoene, ek wil hy skoene hê, wie wil hy skoene hê? Hoor jy, hier is papa se bel, wie wil papa se bel hê? Nee, hy bel sal sip gedra. Nee, maar dit is waardige betekenis, by jou kind beteken dit niks. Vra jou kinders nou, wat wil jy uit my huis uit hê? Hulle sê niks, hou jy eie gemors. I mean, really, wat wil ek met my ma se huis gehad het? Wil julle weet? Wie wil weet? Wil iemand weet? Iemand weet? Ja. Iemand wil weet? Ek het terug gesê, mami, kan ek my kussing kry? My ma sê, hy my kind. Ek sê, I just want my pillow. Wat alles, gee my kussing. Daai liedjie. Sy was so 18 maande, sy rol haar op sy my kussing. Ek sê, waar man, hey,
Hy kind moenie in beslag leef van hy kussen. It's going to be a hell of a fight vanavond, van hy kussen. Van hy kussen weg, boom op die kant. Van hy kind moenie gewoon raak aan my kussen. Raai maar, hier kom 'n klein kind. Dieselfde kussen, Roland kom, dieselfde kussen. Toe sê hy, dis is nou nie hier nie. Maar so 'n paar maande terug, sê ek vir hoor die van hy kussen vir jou. Sy sê, "Ai, opa, baie dankie." Toe lyk dit asof ek nou vir haar pot goud gee. Pot goud gee. Maar hy kussen is oor die 60 jaar oud. Weet jy hoe lyk dit? Dit lyk soos 'n lappie. Ek gaan Army toe. Daar is laai met die stasie af, daar in Johannesburg. Ek moet nou twee maande moet ek weer skool toe gaan. En ek staan op die stasie met al die troepe daar. Ek het my sak, heel boos. Wat saai daar met ek? En dit is my kussen. Dit is 'n lappie man. Ek sê, "Hey, draai. Dit is my kussen." Nou hoe vertel ek julle? Wij sien in persoonlike dinge eg ons waarde by. Maar die volgende persoon het geen waarde. So ek het heel wat gitare. Ek sê vir hulle, ja, julle kan dit kyk, dan sien julle mure ophang as monumente. Ek kan hier nou al sê. Dan sê ek, kom by. Ek kan nou weer nie doen. Ek weet waar ek gestaan het met wat ek gitaar gespeel. Ek het die geskiedenis. Hulle het nie die geskiedenis nie. Ek gaan terug na die plek van my geboorte. Ek stop onder dieselfde guavaboom. Ek klim uit en ek loop. Ek dacht, hulle kom saam. Ek kom kyk, sit daar nog in die kant. Sê die airconditioner aan. Onthou jy? Sê die airconditioner aan, skryf warm, wat is kwaai? Ons hier die vlaktes van niks en niemand. Ek sê, hey, ek is terug geworden. So, kom ons ry. Kom so koud. Sê, dus ek gaan weer sê, hey, hierdie kerels hier, ek sê, daar is, wil jy nie kom? Sy sê, dis net vlaktes en net bos. Wat doen jy? Maar in my kop, onthou ek hoe ry ek 'n 28 fiets. Een van ons Chinese fiets het hierdie frame so. Hy weet nie jy dat so fiets gery. Hy het hierdie frame. Hoe ek gery met die boys se fiets. Op die pad, al die vlaktes daar. Tot by die rivier. I'm back where I was, man. Onder die selle guavaboom. En hulle kyk my. Ek ry tot by die saal waar jy 'n klein guava berries kry. Hulle sê in blom, ek haal af en ek eet. Ek sê kom, hulle sê nee. Dis warm. Ek klim in die kar. Ek is so disgust. Hulle wil niks weet van my verlede. But you see, time has come. Time is gone. Waar sit jy in jou lewe? Hoeveel keer is jy gevang in 'n oomblik waar jy persoonlik in jou eie lewe 'n agterstand het? Because you haven't cleared that. En daai ding hou jou meer besig as wat die ewigheidslewe saam met Christus het. Hallo kyk. Ons kan aan allerlei dinge dink, maar weet jy wat? Daar's twee dinge wat ons moet begin onthou. Ek het 'n plek in die hemel en ek is in ewigheid by God, die dag wanneer ek sterf. Amen. Soos ek dink as ek kom by jou graf en ek kom om jou begrafenis te doen, gaan ek praat oor hy wat sit aan die regterhand van die Vader. Want hier saam met Jesus Christus, ek gaan nie daar sit en trane stort en gaan sê my broer en my suster het oorgestap, want daar's 'n ewigheid wat vir haar en vir hom wag, want die Here homself die ontmoeting sal wees waar by hom. Openbaring 21:4 sê, God sal al die trane afvee. Daar sal geen dood meer wees nie, ook nie droefheid in die hemel. En nog geen geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Maar die Bybel praat ook van 'n ewige dood. Hoor jy stil word hierdie plek? Hoor jy stil word hierdie plek? Ek haal aan, daar is 'n ewige dood. Waar jy 'n ewigheid by die duiwel kan spandeer as jy wil. Jou keuse.
Die lot van die lewe is kort. Ek kan nie vir jou sê, ek sien jou vanaand 5 uur, ek moet sê, soos die Here wil, sal ek jou 5 uur vanaand sien. Omrede, nie een van ons kan ons lewens beheer nie. Nie een van ons kan sê, hoe lang ons gaan lewe nie. Want siekte, kwale, ongelukke, moord, jy kan al die feite noem wat om ons gaan skaap ons, wat ook al dit kan wees, kan jou lewe eis. Die Here praat, hy sê, ek het die ewige lewe. Die duivel sê vanmôre, ek het ook die ewige hel. Dat is die 2 koninkryke. Koninkryk van lig, koninkryk van donker. Hoor wat sê, die ewige dood, die ook 'n ewige tyd aan hom. Mense wat nie wil praat oor die ewige dood sonder God nie, want dit is 'n negatiewe onderwerp om oor te praat. Die ewige hel is nie waar enige mens wil wees in die hiernamaals. Don't want to be there. Maar ons kan cozy raak op pad. Wat ek gepraat het vanmôre van hierdie man wat sê hy is op pastoor Dion Ellers. Kyk net op sy YouTube. Dan sal jy sien hy verwys daar wat ek julle vertel van die man wat hom bloot as die Messias, as 'n Messias. Nou, as daar een is, gaan daar meer word. Hulle gaan naderhand in die agterstede van ons dorp. En moontlik kom hulle van Nigeria af. Moontlik kom hulle van hoe laat weer? Ja, kom allerhande goed uit Nigeria, eet slange en sprei doem om demone uit te kry. Dit snaaks op het projek. Want in die Bybel sê hy gaan onder Paul as pastoor. Die ander ene wat ek gesien het, hy bid vir die vrouens, en dan hou hy die vrou se rug, dan druk hy die vrou so teen hom. Dan sê hy, jy weet, jy kry 'n voorhangsel, 'n voorprent, wat besig is om te kom. Vir die regering om op te tree, moet hulle redes hê, om te sê, die pastoor moet kom, en hy ons kom vertel wat hy preek, wat hy gaan doen, en hy gaan ons om 'n lisensie gee, vir wat hy sal preek. En ek sê jou nou, die naam van Jesus sal nie daar wees nie, die krag van God sal nie daar wees, die bloed sal nie daar wees nie, die salig maak plan sal nie daar wees nie, alles sal werk wees, omdat die eindtyd sal wees, die waarheid sal die leuen word, en die leuen sal die waarheid word. Daarom sê ek, bly by die Here. Hou op wegbly van die kerk af. Kom hoor die woord van die Here weekliks. Elke diens is daar iets in die woord van God wat verryking bring vir jou. Ja, jy luister persoon so jy luister, maar hy kan niks vir jou geestelik doen nie. Want die corporate anointing is hier om te werk in jou lewe, om te bring. Ek het nie gesê ek is die beste prediker. I'm busy telling you what the word of God says. Hy gaan verder en sê, Matteus 25:46, en hulle sal weggaan in 'n ewige straf, maar die regverdiges sal in ewigheid lewe. Markus 9:43, hy sê, en as jy jou hand laat struikel, kap dit af. Hy sê, dit is beter vir jou om vermink in die lewe te gaan, om met 2 hande te hê, as om die hel in die onuitblusselike vuur, waar die wurm nie sterf nie en die vuur nie uitgeblus word nie.
word vir jou vertel. Die ander voorskrifte sê, en daar sal vir jou geen rus wees nie. So hoe dit sal lyk in die huis sal wees is, mense sal rondloop so zombies. Want jy kan nie slaap nie, dat is nie vir jou slaap bestem nie. Dat is nie vir jou rus bestem nie. Jy is bestem daar waar die wurm nie sterf nie. Die hel is 'n realiteit, die hel is daar waar God nie is nie. En waar die demone van die duiwel homself sal jou kom tuister dag en nag, omdat jy in die midde van ongehoorsaamheid gevang is. En omdat hy kwaad is vir wat hy gedoen het, omdat hy daar is, haal hy al sy woede uit op hulle wat in die Hades is. Hy sê dit is beter om vir mink in die hemel te kom as om 'n hand te hê. En dan praat hy oor al die ander gawes in die liggaam. As beter om daar te kom sonder dit as om in die hel te beland. Stop playing games, church. Hou op speletjies speel. Hou op. Hou op. Jy gaan onkant gevang word. 'n Man sê eendag vir my, die broeders in die kerk weet dit. Hy sê vir my, pastoor, wil jy my vertel dat die Here, ek sê vir hom, pas op, wat is jou uitgangspunt, wat jy wil maak? En hy sê vir my, wil jy vir my sê? En ek sê vir hom, ja, ek wil vir jou sê, waarom? Want hy het kritiek gelewe oor die aanbidding. Hy het kritiek gelewe oor die taal wat ons sing. Hy het kritiek gelewe oor die tipe musiek wat ons lewe. Hy het gesê, dit laat hom dink. En die moment toe hy die naam sê, laat hom dink. Toe sê ek vir hom, brother, jou geveg is nie meer met my nie. Jou geveg is met God. 3 jaar later is hy uit sy werk, uit sy huwelik, uit sy kinders, uit alles uit. Hy het die strate geloop van Port Jefferson soos 'n houbou. Ek het na hom toe gegaan en sê, kan ek help? Hy sê, nee pastoor, dit is te laat. Hy het naderhand gesterf en aan die dood afgestaan. Waar het begin? Want hy het gedink, hy is besig met iets. Om God se woord oor sy lippe te bring en vir hom te sê, maar ek luister nie na hierdie musiek nie. Sê ek vir hom, jy het nie meer met my te doen nie, jy het nou met God te doen. Want my naam staan nergens op daai liedjie. En dis nie die enigste een nie. Mense wat in die huis van God moeilikheid maak, ander mense wil intrek daarby, skade aan die huis van God doen. Dan sien jy hulle 'n paar jaar later loop in die sentrum. Dan sê, hoe gaan dit? Nee, my vrou het my gelos. Nou my antwoord kan wees, ek sou jou opgelos het, maar ek kan dit nie sê nie, ek sê pastoor. Ek moet sê, hy my broer. Maar as hy begin het in die huis van God, en God se mense uitgelos het, daar is 'n hele paar mense wat die stad volloop, en bespreek die kerk, asof die kerk aan hulle behoort. Die sirkus. Hulle noem ons die sirkus. Let it be a warning to the house of God. Ek sê dit in Engels wanneer ek wil dit reg sê. Moenie met God speel. En met God se gesalfdes, bedoel nie die pastoor, God se gesalfdes. Skade doen. You're gonna land on your face. Die Here sal jou nie laat verbygaan. You will pay the consequences of the damage that you bring. Ek het 3 keer in my lewe die hand van die gemeente in my hand gehad. En ek het 3 keer in my lewe die hand toegemaak en teruggestaan. Dus jy speel nie met God. Jy speel nie met God. Die duiwel het hulle verlei het. Hy sê, en nie wat die duiwel verlei het. Hy sê, is die poel van vuur en swaal gewerp. Hy sê, en die dier, en die valse profetes, en hulle dag en nag gepeinig word, tot in alle ewigheid. Waar? Keuses.
Moenie lewe soos 'n vark en dan dink, die Here gaan vir jou sê amen, amen. Moenie dink dat ek kan losbandig wees en ek kan in die huis van God kom en ek word vergewe en ek word vergewe en ek word vergewe. Daar's 'n dag wanneer jy dit gaan doen en God sê ja. Ek was so bly toe die Johan sê, daar is 'n tydperk in sy lewe waar God vir hom gesê het, dat jou genade tyd is op. Ek weet hoe dit voel, laat ek jou sê, elke area van jou liggaam reageer op dit wat God praat in die innerlike mens en hy sê, genade is at the end. Stop. Hoeveel is genade? Hoeveel is genade? Hoeveel genade is daar vir jou? Hoeveel genade is daar vir my? Daar's baie genade. God homself, Jesus homself is genade. Maar hoe lang? Why? Hoekom wil ons dit stoot? Hoekom wil ons dit? Want jy het 'n feit. As ek vandag sterwe, is ek in ewigheid by God. Hoekom gaan ek speel en sê, moontlik gaan ek by God wees of moontlik nie? Hoekom sal jy so 'n kans vat? To not bring your life and to bring your body under control? En sê, hey liggaam, jy kan nie so aangaan nie. Jy kan nie so aangaan nie. Ons is mos nie honde nie. Ons kan onsself mos beheer. En om die huis van God moet een ding besef, die God van die kerk, die God van die gemeente is die God van die Bybel. Nie 'n opinie van iemand anders, nie opinie. Hy is die opskrifte van die Bybel, is volgens waarin die kerk werk. Sê, moenie so baie in tale praat nie. As jy in tale praat, wys jy's onkundig. Ek praat in tale, want ek word gestig. Ek sien openbaringe van God wanneer ek in tale praat. So hoekom sal ek nie in tale praat nie? Hoekom gaan ek jou stop om in tale te praat? Hoekom gaan ek jou stop om in tale te praat? As jy gestig word deur die Heilige Gees. Nee, Paulus het gesê, hy praat die minste oor tale, hy praat die minste wanneer hy by onbekend is op die vreemdelinge. Ek is nie by die vreemdelinge, ek is nou by die familie van Jesus Christus. Daar is nie 'n bord daar buite wat sê seeker friendly. Ek praat in tale, as die ouens daar buite inkom, hulle weet ons praat in tale. Of hy nou by die NG Kerk, of die PPK Kerk, of die NNC Kerk, waar hy sal baie vandaan kom, hy weet jy praat in tale. Nou moet ons stil bly, nie oor die bloed praat nie, ek is bestem vir 'n ewigheid in die hemel. Ek is bestem om 'n ewigheid by God te wees. Ek is bestem, ek het hom gevra, Here kom, Here kom, Here kom, Here kom. Môre wil ek jou challenge. Sê Andy, ek weet. Ek hoor wat jy sê, ek hoor alles wat jy sê. Maar as ek hier gaan sukkel ek weet nie, ek verstaan nie, ek weet nie wat jy het nie, ek weet nie wat jy sê nie. As daar so 'n mens vanmôre staan op jou voete. Nie bang, staan op jou voete, ja. Mense kan sê, nee, ek sien dit nie. Ek sukkel om te sien wat jy sien. As die woord van God sê, daar is 'n ewige lewe vir my. Hoekom wil ek duister? Hoekom wil ek vlak speel? Hoekom wil ek stupid dinge aanvang wat daai ewigheid skade kan doen?
gaan sê, die Here se genade is vir ewig. Een keer gered, altyd gered. Maar hy lewe weet, die dag toe hy sterf, toe sterf hy onder die invloed van drank, met slaappille. Hy het nie eens geweet, hy sterf. Hy het nie eens geweet, sy uur het aangebreek. Hy het niks geweet. Nou, ek gaan dit sê wat ek moet dit sê. My broer het vrouens ontmoet. En die vrouens is vrouens wat pille drink en wyn drink. So hulle loop met 'n glasie wyn die hele dag en hulle drink pille. Hy weet wat se pille, depressie pille, slaappille, hy weet wat se pille. Die volgende vrou wat hy getrou het ook 'n glasie en pille. Ja, maar sy sleg is nie. Dis maar 'n metode van hoe 'n mens die gees die volgende maatjie kies. 'n mens weet nie die geesdimensie, hoe aktief hy is, tot jou nederlaag. So hy is aktief, hy bring vir jou dit wat jy verwag. Hy bring dit vir jou, dit lyk vir jou reg. Vrouens skei en hulle trou weer. Hulle trou die volgende man met 'n ander gesig. Maar presies, dieselfde gewoontes. Dan sê hy, hoe die hel kan dit so? Vertel my, hoe kan dit wees? Ek sê, nee. Dis omdat jy nie gewag het dat die ketting, jou verbintenis, saltaar, gebreek is. Ek kom die volgende ou, hy lê presies, hy praat ook op dieselfde. En ook dieselfde op met sy skip, so, hy het alles dieselfde. Hy is dalk net korter of vetter. Onstabiliteit begin by die kind van God, wat verloor waarheen jy op pad is. Jy verloor stabiliteit, jy verloor 'n appetite vir dit wat God wil gee. Because you're busy with stuff wat nie van die Here af is nie. En nou sê God vanmôre vir die huis van God, hy sê, hier is die Bybel. Daar's niks anderste maar geskryf in die Bybel. Die voorskrifte van die woord van God is waarom hierdie gemeente staan. It's not about this, it's not about that. It's wat sê God vanmôre vir die huis van God. Gotta get ready. Ek wil die ewigheid bekom. Lê die bed en sê vir die Here, daar's twee dinge, Here, wat nie met my kan gebeur nie. Moenie vir my sê as ek opdaag, hy herken jou nie. Jy het duiwels in my naam uitgedryf, jy siek is gesond, maar ek ken jou nie. Die Here moenie dat dit gebeur nie. Here moenie dat dit gebeur, dat dit wat jy my beloof het, nie bekom word nie, omdat ek verkeerde denker is, en ek is 'n verkeerde doener van die woord van die Here. Spreek my aan, Here, stuur 'n man, stuur 'n vrou, spreek my aan, dat ek kan hoor wat U te sê het. U woorde is vir my lewe en verlossing. Kom ons staan. Ons gaan na die nagmaaltafel toe van die Here. Die grootste gebeure ooit. Die Seun van God wat sy lewe neerlê, dat ek en jy kan leef. Die Here, dankie vir die kruis. Dankie vir die verlossingsboodskap van die kruis neer.
En ons Here het gevra, gesê dat U ons saligmaker en ons Here moet wees. Ons kom vanmôre met die woorde, dit is volbring. Dis kompleet, Here, dit wat U gedoen het is kompleet. Geen mens kan byvoeg, geen mens kan enigiets bylas nie. Die prys is vir my betaal. En ek jubel en ek juig daarin, Here, want U is vir ons goed. En ons dank U daarvoor. Ons dank U, Here, dat U met ons is. Dank U, Here, dat U nog steeds genees. Dink aan Dan vanmôre. Dink aan haar vanmôre, Here, dat U haar sal genees reg nou in haar liggaam, reg nou. Willem, ek wil vir jou genesing in Jesus naam. Vir elke sieke, elke kranke, ek bring vir jou genesing vanmôre in die naam van Jesus. En aan God al die eer, al die lof, al die aanbidding. Vir elke mens wat staan, Here, elke mens, elke deel, my broer en my suster wat staan, dat Here, dat U ons sal aanraak. Dat die ewige lewensboodskappe betekenis sal hê. Dat hierdie lewe, hierdie aarde is nie ons woonplek nie. Ons gaan 'n ewigheid by U hê. In die naam van Jesus. Help elkeen van ons om deur te dra, Here, om vol te staan as kinders van God. Dat ons nie in die ewige dood beland, dat ons die ewige lewe sal hê in Jesus Christus. En aan U kom toe die lof, die eer, die aanbidding. In Jesus naam. En almal sê, amen en amen. Loof sy heilige naam. Loof sy heilige naam. Loof die Here. Halleluja. Hoor gou hierso. Ek lees uit Johannes 5 uit vir u. Hy sê en 'n sekere man toe Jesus hom sien lê terwyl hy gebed het, dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand my om in die bad te sit nie, as die water geroer word. Hy sê, onderwyl ek kom, gaan daar ander een voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed. Hy sê, neem jou bed op en loop. En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. Hy sê, en daardie dag was dit die Sabbat. Daar het 'n ding gebeur by die bad van Bethesda. Jesus sien 'n man wat siek is. Hy sê vir hom, wil jy gesond word? Die nagmaaltafel dra die krag om gesond te maak. Die verlore kan aan huis toe kom. En wanneer 'n mens praat oor siekte, jy praat oor psigiese siekte ook. Omgewingsgesindheid, laste en bindings, onverwagte drange, dinge wat teenstrydig is met dit wie jy is. Jy sê vir jouself, ek wil nie hê die dinge moet gebeur nie. Soos 19, pille-pop. Goed is rook wat jy weet wat nie aanvaarbaar is vir die Here. Maar vanmôre het jy die geleentheid om oop te maak teenoor die Here. En vir die Here te sê, Lord, ek het in hierdie gewoonte geval. En hierdie gewoonte moet breek vanmôre. Terwyl jy die nagmaal vat, vra die Here om jou te genees. Want hierdie word die embleem van die liggaam wat die brood is en die bloed van Jesus word
hier as 'n sakrament hanteer vanmôre. Dis nie 'n kerklike ritueel nie, hier is 'n bediening. Hierdie word van jou bedien, dat verandering na jou toe kan kom en verlossing na jou toe kan kom. 'n Vrou sit binne in 'n nagmaaldiens net soos nou. En ek gaan nie oor die kruis praat nie, ek gaan nie oor die opstanding praat nie. Ons het klaar 2 naweke terug, 2 weke gehad daarvan. Ek praat nou nie van die voorkant van die kruis nie. Ek praat nou van uit die kruis uit. Ek is nou 'n kind van God en ek het bindings oor my lewe. Ek het vashoue, ek het drange, ek het dinge wat nie gepaard gaan met wat die woord van God sê. So I'm not operating from the front of the cross, I'm operating through the cross. Dat hy wat God is my kan help. Dat hy wat Jesus opgewek het in die dood, die derde dag, my kan verlos. Maar God soek eerlikheid. God soek eerlikheid. Ek kon so 'n bord kos geëet het. Sê nee, ek gaan nie meer so 'n bord kos eet nie. Ek gaan nou 'n kwart bord eet. Ek is van 'n 40 broek na 'n 36 broek toe. Stretch. David Axelrod, ek kon dit nie mos. Maar iemand gaan sê, nee maar, jy het nie so baie geloop. Jy moet aanspreek. En jy moet nie bang wees vir dit wat jy gaan uitdraai nie, want jy moet die vyand in die oë kyk en sê, today is the day. Ek vat jou vas. Wie sê hallelujah? Wie sê hallelujah? As jy sê hallelujah, dit beteken jy sê, Here, ek is reg vir 'n verandering. Maar ek sal dalk volgende week praat oor die hemel. Miskien. Soos die Here sê, so sal ons spreek. Maar een ding is verseker. Die kerk van die Here Jesus het 'n verwagting. 'n ewigheidsverwagting that when he comes, hy vat hy my. Come on church. Come on church. As Jesus vandag kom, waarheen vat hy jou? Pastor Norman, shout it out, please. Help me. Eternity with Jesus. Amen. Dis waar hy jou vat. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om u woord oop te maak. En die bevestiging van die tafel te hoor. Wil jy gesond word? Wil jy aangeraak word? Wil jy daai terreine opgee en vryheid ontvang? En vanmôre sê die man, Here, ek wil. Maar elke keer wanneer ek beweeg na die waters toe, is daar iemand anders wat voor my inklim. U verstaan, u hoor, Jesus sê vir hom, neem op jou bed en gaan sondig nie meer. Jy is gesond. Die Here sê vir jou vanmôre, jou situasie, jy word genees. Jy is verlos. Jy is vrygemaak. Jy is geheel. Wat jy vra my, ek sal dit doen, sê die Here, want ek is genadig. Ek is vol genade, sê die Here. Efesiërs 2 vers 8 sê, want deur die genade van God is ek gered.
Nie uit myself nie, maar 'n gawe van God. En ons dank U vanmôre. Ons dank U, Here, terwyl ons sonde bely, ons verkeerdhede voor U opdra. Here, hierdie oomblik van hierdie nagmaalstafel, besef ons, dit is volbring. Alles is volbring in Christus Jesus. En ons hoef nie gepikkend te wees onder enige situasie. Alles is vergewe in Christus Jesus. So ek kan dit bely vanmôre. Sê Here, ek bely my tekortkomings. Terwyl ek hierdie nagmaal sal neem, terwyl ek hierdie brood sal neem en sê, hierdie is die brood, hierdie is die liggaam, my liggaam wat vir julle gebreek is. Ek neem dit vanmôre as 'n feit, Here. Na die brood het ek ook die beker geneem en gesê, hierdie is die beker van die Nuwe Testament in my bloed. Hy sê elkeen wat drink en elkeen wat eet uit my liggaam uit, het deel van my. So ons dank U, Here, vir die vergifnis. Dankie vir die herstel vanmôre in hierdie huis. Dat getuienisse sal terugkom vanmôre en sê, hoor wat het die Here vir my gedoen. En ons dank U daarvoor. Ek breek elke verslawing in die naam van Jesus. Elke ding wat sy kop op bokant die Here uitdruk vanmôre, bestraf ek in die naam van Jesus. En ek bring vrede na elke mens toe in hierdie huis, in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. Broeders, kom ons bedien die gemeente eerste, dan eet ons laaste. Dankie. Wie sagt, dat die woeste na eenzaam is verloren, maar nou gevind door hy zich vir my. O so lief vir my. Wie die sien van die man, o is God en vry. Ek sal nice
Just send him to me. Just come out. Morning. How are you? I just want to pray for you right now in the name of Jesus. Look at me. I want to pray for you right now in the name of Jesus. That you experience the love of God. The love of God flows over you. That what you've just taken part of is the body of Christ and the blood of Jesus. And I just pray that God will just touch your life right now. I drive out anything that's not of God. I take it out of you right now in the name of Jesus. Every spiritual effect, everything in sickness in your body, I bind it now in the name of Jesus. Look at me. I speak life into you right now in the name of Jesus. I speak the life of God right now into you in the name of Jesus. Let the power of God touch you right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. May the love of God rest over you. Right now in the name of Jesus. Let the love of God just rest over you right now in the name of Jesus. Right. Every lie the enemy brings to you, I cancel now in the name of Jesus. You have a destiny. You have a destiny. You understand what a destiny is? You have a future. Okay? So in God there's a future. I bring you that future in the name of Jesus. In the name of Jesus. Have you accepted the Lord Jesus before as your Savior? When? Long time ago. Say, Lord Jesus, I come to you this morning. I give you my life. I give you my all. I confess that I'm a sinner. I cannot save myself. But Lord, you can save me. In the name of Jesus. I confess you as my Lord. I believe that God rose you from the dead. And I believe that you love me. Jesus, I believe that you love me. Amen. Father, I thank you right now. I lay my hands on this young man. Lord, he needs a destiny change. He needs a destiny change. I thank you that you do it this morning. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Just sit over there. Just sit over there at that seat there. Hallelujah. 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 Broeders, Dave, gaan jy ons bietjie? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus.
Jesus. Thank you, Lord, that we may have. So, thank you. Heel agter te wees. Bloed van die lam. Ons bid net saam. Here, wat 'n voorreg om van hierdie tafel te gebruik kom. Dankie dat daar vergifnis is. Dankie dat daar losmaking en vrymaking is van Yes. Here. Dat elkeen wat 'n besluit geneem het, Here, dat U sal help deur die Gees om ons te lei in die regte rigting. Dankie vir die tafel, Here. Dankie vir die sakrament vanmôre. Ons buig voor die Almagtige. Ons erken Jesus Christus en dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. In Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie. Dankie broers. Dankie. Jy kan sommer maar voorsit. Jy nou. Wat 'n voorreg is dit om ons tiendes en ons afrandes te kan bring. Kan ek vra by die gemeente om jou offers in jou hand te kan neem? Ek beloof volgende week sal ek 'n bietjie praat oor die offerandes en die tiendes, want ons gaan vra daarvoor dat die woord van die Here akkuraat is, dat dit wat ons bring na die Here toe, dat ons kan sy saad wat hy aan ons gee, die saad wat 'n oorwinning bring vir jou huis, dat jou huis se kaste nooit leeg sal wees, maar jy sal altyd saad hê om te kan saai in die woord van die Here. Kom ons staan saam. Welkom om te kom, die Here seën u ryklik. Ek wil net die verjaarsdag uitlees. Hanne het dit nooi vir hierdie week, Suzette Smit, Keila van der Berg is sy hier, Keila van der Berg, Davie van Staden, hy is weg, Marie-Louise Luit, Mariette Botha, en dan Joy Rose Zaiman. Nie een nie so nie. Wel as hulle kyk op livestream, mag die Here hulle seën op die mooi week wat voor lê. Die seën van die Here oor hulle sal wees. En dan môre aand, wie weet wat gebeur môre aand? Manna braai. Is die manna opgewonde? Hoeveel manne kom? 6, 7. So ons gaan 'n klein potjie maak. 8. So ons gaan 'n klein potjie maak. Jy was al 'n groot pot maak. Die dames die 10de is die damesbraai. Die Saterdag wat nou kom. En
Broers, help my uit hierdie verknorsing uit. Julle is nou 8. My vrou het al 35 op haar lys. Toe maak sy vanmorgen die man. Morgen sal ek die manne bel en hulle sê, elke man en jou seun is welkom om te kom. En jy kan die buurman se seun ook. Maar ek getal. Die getal moet dit meer wees as 35, as jy help my, want dit gaan 'n probleem wees. Maar as ek by die huis kom, nee, vra my vrou, hoeveel manne was dat? Laat keer sê ek vir 45 gesê, Die sien so, hulle push nou vir die week. Manne, help my asseblief. Bring jou eie eetgerei, jou eie koeldrank, jou eie vleis. Pap en sous sal daar wees. Dat sal genoeg wees. Kom, help my net uit my verknorsing. Kom toe, André. Môre julle almal. Wel ek kan julle net sê in geloof weet ek daar gaan hoor en weer as 36 manne weer vooruit. Ek is nie bekommerd soos pastoor nie. Dit is net soos 'n manne bid hier. Ons hoop daar kom 2 dan kom ons soms so 20 tye. Ons glo môre gaan ons daai rekord breek. So dit moenie bekommerd wees. Nee, Ja. in elk geval wel. So dit is bietjie klein geloof. Ja. Dis 'n pastoor, jy moet nou agter daai kruis staan. Weet jy, ek wil net vanoggend vir julle sê, ek wil net een datum wegstel. Julle moet almal 'n kruisie gaan maak vandag. Ag, 'n kringetjie gaan maak om die 7de Junie van volgende maand het ons 'n familiedag. Ek sê altyd die 5de, jammer ek maak 'n fout. Die 5de is die donderdag. Ek glo nie julle sal die donderdag ook 'n familiedag hou. Maar asseblief gaan huis toe, maak nou al daai kringetjie om daai datum, want daai dag gaan ons kerk 'n familiedag hê wat jy nog nooit by hierdie gemeente gehad het. En jy kan jou buurman saam ensovoorts. Dit is net een dingetjie. Tweede ding wil ek sê, ek dien 'n baie groot Here daarbo en hy is baie goed vir my in die week en ek kan dit sien. Vir ons gemeente ook, maar ons gemeente moet ook begin leer. Moenie skaam wees om te gee nie. Hierdie muurtjie wat ons hier bou is ons nog eens by die eerste laagie nie. En hy het nog nie 'n dubbel laagie gekry nie. So ek vra vir die mense wat vergeet het. Ek weet daar's baie van julle wat vergeet het van ons blikkies muur. So ons gaan hierdie muurtjie hier los. Ons verwag dat hy in die volgende week gaan groei, dat hy dubbel muur. As jy 'n muur bou van 'n huis, moet hy tog dubbel wees. So kom ons maak hom dubbel muur, sodat ons kan gee vir die mense wat dit nodig het. Kom, ons is ons 'n familie wat nie skaam is om te gee nie. Kom familie en gemeente, kom volgende week en bring hy blikkie of pakkie wat jy wil bring volgende week, wat die Here op jou hart lê. Want onthou, hoe meer jy gee die hart het, onthou, jy word beloon daarvoor. Nie nou nie, maar eendag word jy beloon. Nou wil ek ook net vanoggend weer eens vir Jaco, Adina sê, baie dankie. Hierna nooi julle uit hier vir 'n lekker vetkoekie om saam met ons te gaan eet. Gaan geniet dit saam met hulle en gaan uit mekaar en wees rustig op pad huis toe. En die Here seën julle hierdie week. Die familiedag by ons dit. Die potjiekos daar. Kyk nou, wat ek sê. Die potjiekos is verskillende stasies. Jy maak jou stasie op, jy kan 'n tafeltjie bring, jy kan goed op jou tafeltjie sit, en jy moet jou tafeltjie hê. Miskien pastoor is verkeerd. Pastoor net reg, ja. Jy wil net reg. Ja, pastoor sê elkeen moet sy tafeltjie bring. Nee, die inskrywings. Ek gaan nou daarby kom. Ja, jy sien. Jy sien nou, broer. Jy sien, hy dink oor die groter is, hy gaan my nie vertel. Hy maak 'n fout, nee. Luister gou hier na gemeente. Hy sê, ons gaan 'n fantastiese dag. Laaste keer toe ons dit gedoen het,
demonstrasies geen hy muur afgehaal en so deur. Die hele gemeente word uitgenooi. Jy gaan eet. Daar gaan potte wees, ek en Raymond gaan 'n pot maak, en hy maak 'n baie lekker pot, en waar is my broer van der Berg, Dennis en Jacques, Shirley, gaan jy vir hom sê? Ek sal help met die vleis dan, maar ons soek 'n lekker potjie, wat gaan gebeur is, die gemeente kan dan kom en aankom sit en kom eet, gratis. Ja. Die beoordelaars sal jou stasie ook jou pot sal geoordeel. Is ek reg? Hulle pastoor net reg. Neem die hulp, pastoor, neem die hulp. Vat die Ek hulp. dink een keer is, kan ek sê, pastoor hy weet wat gaan gebeur, maar hy weet nie wat 'n opgewonde dag gaan wees. Ons gaan soos weet jy al 'n jagfees byeenkoms bygewoon. Dis wat ons gaan doen. Ons gaan 5 verskillende potjies hê. Sien jy hierdie bord as ek nou vir julle beskryf, en so vinnig. Daar gaan 5 stasies wees soos wat pastoor sê. 5 verskillende potjies. 5 manne gaan in charge wees, sal in beheer wees met sy groep. In daai groep gaan gebeur, sê byvoorbeeld pastoor maak sy potjie. Hy gaan sy groep hê, hulle gaan besluit wat in daai stalletjie gaan gebeur. Met ander woorde, as jy wil pad maak, saam met jou potjie, slaai en al, dis wat jy daar gaan doen. Dis wat hulle by 'n wildsfees doen. Hulle maak sulke stalletjies en jy gaan sien dit gaan so afgekamp wees. En in die middel van dit gaan daar 4 wees die dag. As ons klaar gekuier het tussen mekaar, huisie tot huisie, dan gaan ons as 'n familie kuier. En dis hoe ons die dag gaan deurbring. En daar gaan pryse wees, daarmee is pastoor reg. Die beste potjie gaan natuurlik wen, en dit gaan natuurlik my en Andrei se potjie wees. Wat skakel my uit? Ag, ek sê wag, ek sien hulle begin dan opgewonde raak en dis wat ons wil hê. Ons moet opgewonde raak want pastoor se potjie trek nou al klaar tweede. Dankie. Kerk, kom ons kom in nommers by mekaar. Kom ons geniet die tyd saam. Begin te gepraat met mekaar. Ek ondersteun daai fees wat Andrei daar bring, die potjie dag. Ons het dit al gedoen, kom ons doen dit weer, kom ons geniet mekaar se tyd. Kom ons geniet, soos wat 'n braai is, hier gaan jy 'n lekker warm kos, ek sê Junie man, 'n lekker bord warm kos kry. I mean, beter as bors. Ja. Ja, kom maar. So wie kom? Dis 9. Kom staan saam. Brian, kan ek vra dat jy kom ons kom afsluit, Brian asseblief. Andrei, dankie, ons sien uit na daai dag, hoor, regtig. Sien uit daai dag. Baie goed, Zoofde. Ons Hemelse Vader, ons wil ons met begrip hê, Here. Die genade en die liefde is so groot. Here, ons is so klein voor die Here, maar Lord, we humble ourselves this morning, because you are the great, awesome God. Here, jy is so goed vir ons. Dankie, Here. Elke oomblik, Here, in ons lewe voorsien U vir ons. Here, ek bid dat U ons harte sal oopmaak, ook, Here, dat ons ook vir ander kan voorsien, Here. Dankie vanmôre dat ons net kan weer geluister het na U woord. Here, U het die mens so uniek gemaak. Elkeen van ons is anders. Maar nogtans, Here, ken U elkeen van ons by die naam. Dankie, Here, dat U in ons hart en in ons mond is. Ek bid, Here, dat die woord nooit uit ons hart en ons mond sal wyk nie. Dat ons altyd, Here, U op ons mond en ons lippe sal hê. Kom word vanmôre verheerlik in ons lewens, Here. In elke oomblik waar ons beweeg. Here, dat ons U naam sal groot maak, Here. Want dit is waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor ons nie, Here. Alles is net oor U. Dankie vanmôre dat ons net kan weet, Here. U is die God van liefde. Here, U is die God van barmhartigheid.
Dankie Here dat U met ons versoen het, Here. Dankie dat U vir ons genade gegee het deur Jesus Christus. Dankie dat ons weer eens die sakramente kon gebruik, Here. Dit is so goed vir ons, Here. U is so goed vir ons. Ons eer U vanmôre daarvoor. Dankie Here waar ons uit mekaar uit sal gaan, Here. Beskerm ons, hou ons veilig, Here. Waar ons ook al gaan, Here, dat die hand op ons sal rus. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen.